welkom by vandag se erediens. Ons wil julle graag uitnooi na Dinsdag aand 13 Mei om 7 uur in die Bovertrek. Dis ons koffiekuier en André Kilian gaan vir ons lei in 'n gesprek oor hoe hanteer ons lyding. En ek dink ons almal gaan deur dit soms persoonlik, maar ons wil ook ander mense bystaan. So ons nooi jou uit, kom gerus Dinsdag aand saam met ons so vir 'n paar minute saamgesels. Die 23ste tot die 25ste Mei het ons weer gebedsnaweek en ons sien sommer uit om te sien wat die Here daardie naweek ook gaan doen. Die 23ste, die Vrydagoggend 8uur, begin die gebedsketting en dit gaan aan tot Sondag aand. Daar's wel twee dinge wat geskuif het. Die eerste ding is die Vrydag aand se praise and worship gebeur nou die Sondag aand en die Saterdagoggend se gebedsstap gebeur nou die Sondagoggend 7uur. So hou asseblief die WhatsApp groepe dop om mooi na die program te kyk. En let wel, die gebedsketting is 'n fisiese gebedsketting in die gebedskamer by die kerk. Jy kan natuurlik deur die loop van die naweek in jou eie tyd en gemak by die huis 'n uur vat en bid, maar as jy jou naam opskryf op die gebedskettinglys, dan beteken dit dat jy fisies hier by die kerk in die gebedskamer gaan kom bid. Ons sien uit om te sien wat die Here gaan doen oor hierdie naweek. 'n Groot uitsien verder in die kwartaal is dan ons Pinkstergeleenthede waar Prof Stefan Joubert hier by ons gaan wees. Ons gaan besoek van Sondag die 8ste Junie af vir 'n paar aande, daai Sondagoggend en aand en dan ook nog vir 'n paar dae. Kyk gerus, dit is op ons almanak aangedui. Dis 'n week later as die gewone Pinkster in ander gemeentes, maar is juis om vir Prof Stefan te akkommodeer. Ons nooi jou uit nou alreeds. Maak daai aande vir jou vas en kom woon saam by. En as jy miskien kan help met sop en brood, kontak gerus die kerkkantoor. Dan gaan ons jou deel maak van 'n span wat na die tyd in die aande vir ons lekker sop en brood bedien. En dan het ons op Woensdag aand 18 Junie ons wynveiling en ons sien baie uit daarna. As jy deel daarvan is, sal jy dit saam met ons beleef. As jy nie deel daarvan is nie, kan jy op 'n manier ook deel wees deur iets te gee wat ons kan opveil. Ons kort nog 'n paar lekker bottels wyn vir 'n gesamentlike lot. Bring asseblief, dat nou die dag iemand vir my 'n lekker bottel vonkelwyn gebring. Ons maak 'n deel van daai gesamentlike lot. Maar is meer as 'n wynveiling. Dit is 'n fondsinsameling waar ons ook sommer vir ander mense geleentheid wil gee om ergens oor te slaap of om ergens te gaan eet en ons veil dit ook op. As jy 'n kontak het, maak gerus met ons kontak en sê vir ons hoe ons dit kan opvolg om dit deel te maak van dit wat ons kan opval daai aand. Die 29ste Mei is Hemelvaart en ons wil julle ook herinner dat daardie aand 'n erediens hier by die kerk is. Ons sien jou daar. Ons is sommer baie opgewonde na al die lang naweke en vakansiedae dat ons weer aanddienste kan hou en ons nooi jou uit. Oud en jonk, jy is welkom. 6uur in die aande is die aanddiens. Na afloop van die aanddiens gebeur die Collide groepe en almal is uitgenooi. Ons sien jou daar. Dan is daar gebedsgroepe elke Sondag om 9uur in die gebedskamer. So as jy sommer net 'n uur, 'n halfuur voor die tyd wil kom of na die 8uur diens wil kom en net bietjie stil word en saam met ander gelowiges bid, 9uur op Sondagoggende in die gebedskamer is jou plek om te wees. Dan herinner ons julle ook aan sitkamer. Dit is ons jong volwassene bymekaar koms om 7uur op Woensdaande. Wieke Kreer lei dit vir ons en hulle is nou besig met 'n kursus oor handelinge. Ons hoop om jou daar te sien. Dan is ons op soek na vrywilligers om te kom help by die rekenaar agter tydens die eredienste. So dit moet iemand wees wat goeie spelkennis het, maar ook tegnologies talentvol is om agter op die rekenaar te kom werk. So as dit jy is, asseblief gesels maar met een van die predikante of direk met Gavin en dit sal vir ons van groot baat wees. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre, welkom by ons boodskap vanoggend. Dit is vandag Moedersdag en ons dink aan al die vrouens wat deel is van ons lewe, al die vrouens wat ons vooruit gegaan het, wat nie meer saam met ons is nie, al die ma's en die oumas, ouma grootjies en ook aan die toekomstige mammas en sommer aan elke vrou wat die Here geskep het om deel van ons lewe te wees. Ons waardeer julle en ons hoop dis 'n baie mooi dag vir julle en ons wil graag aan die Here eer gee en dank gee dat julle saam met ons die lewe kan deel. Julle maak dit vir ons mooier en julle maak dit vir ons goed om saam met julle te leef. Kom ons begin dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons saam kan wees rondom u woord. Dankie dat u vir ons bymekaar gebring het, so dalk oor 'n afstand waar ons saam hierdie boodskap kyk en luister en dat ons kan ervaar dat u die God is wat vir ons gee wat ons elke dag nodig het. Dankie dat ons u woord het. Dankie dat ons u gees het wat in en deur ons werk. Dankie dat u vir ons mense gee wat rondom ons is, wat saam die lewe kan deel en
Here, ons wil spesifiek dan vandag op Moedersdag ook dink aan al die vrouens wat deel kan wees van ons lewens. Almal wat U gegee het, Here, wat 'n versorgende aard het en wat die lewe vir ons mooi en kleurryk maak. Ons wil bid dat U vir hulle sal seën, maar wil U vir ons saam seën waar ons vanmôre afhanklik is van U en wil hoor wat U vandag vir ons in gedagte het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Daar is seker niks soos 'n goeie storie nie. Ek weet nie of jy van 'n storie hou of van 'n rolprent, van 'n fliek hou wat jy kyk wat 'n storie vertel nie. En van kleins af leef ons met stories. Ons word groot en dan is daar 'n tyd wat ons 'n groot verbeelding het, 'n kleurryke verbeelding het by kleintjies en waar jy jouself begin inleef in die storie en saam droom oor wat moet gebeur en wat is deel van hierdie storie wat jy self uitdink en waar gaan dit eindig? En daar's verskillende stories. Maar elke storie het 'n begin en het 'n klompie intriges, 'n klompie dinge wat gebeur, 'n storielyn met verskillende rolspelers wat deel is van daardie storie. Soms is dit mense wat 'n deel is van die storie van die begin af tot die einde. Soms is dit mense wat soos wat ons 'n sepie baie keer kyk, mense wat op 'n stadium deel word van 'n storielyn en daar gebeur iets en dan gaan hulle weer uit die verhaal uit. Elke storie is so 'n storielyn. En gewoonlik gaan dit so, daar gebeur iets en dan is daar 'n probleem of 'n misverstand en dan is daar 'n oplossing en die ding speel op 'n sekere manier uit en dit is 'n sekere oplossing of 'n einde. En daar is so 'n storielyn ook in God se betrokkenheid by ons as mense. En deur die eeue weet ons, is ons deel van God se storie. En is God ook deel van ons storie. En ons storie en God se storie is so vervleg met mekaar. En as ons die Bybel lees, dan sien ons en ons lees van die karakters wat deur die eeue deel was van God se verhaal. Die Bybel is eintlik maar net 'n opsomming of 'n samevatting, 'n kernuitgawe van God se verhaal. Maar God se verhaal met my en met jou en met die mensdom is baie groter as wat ons in die Bybel kan lees. Die Bybel is amper maar 'n tipe van 'n lusmakertjie of iets wat vir ons wil kom inspireer en vir ons iets wil laat ervaar van die verhouding, van die liefdesverhouding wat God met ons en ons met God het. En dink so 'n bietjie oor die Bybel. God is die outeur, hy is die skrywer, en op 'n stadium word die outeur self deel van die verhaal. En dit verander die storielyn totaal en al. En dit is wat op Paasnaweek gebeur, wat ons so 'n paar weke gelede saam gevier het. Ons lees in die Bybel 'n realiteitsverhaal, met ander woorde iets wat regtig gebeur, van God wat 'n pad saam met my en jou kom loop. En soos wat iemand gesê het, dis so wonderlik as ons die Bybel lees, dan is die outeur self ook by ons, want die Gees is in ons om vir ons te help om dit te verstaan. So dink vir 'n oomblik aan jou lewensverhaal, aan die pad wat jy loop, aan die pad wat die Here saam met jou loop. Ons lees in die Bybel wat voor ons geboorte gebeur het. Met ander woorde, ons sien wat gebeur het voordat ek en jy 'n karakter in God se verhaal geword het. Ons lees in Psalm 139 vers 16, daai pragtige vers waar die psalmdigter sê, U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Met ander woorde, God se storielyn wat hy met my en jou loop, is al geskrywe voordat ons gebore is. God het gedink, ek gaan vir hom of vir haar 'n rol laat speel in my verhaal. Trouwens, die Psalm sê dat ek en jy 'n lewe het selfs voordat ons gebore is, want ons het geleef in God se gedagtes. En nog 'n vers wat vir ons iets kom vertel van God se doel met my en jou lewe, en dat ons van die begin af deel was daarvan, is daai versie in Efesiërs 2 vers 10, waar Paulus kom skryf, en waar hy kom sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Aan woorde lank van tevore het God in sy gedagtes, het hy gedink aan my en jou, en gedink aan sy lewensstorie, aan wat hy vir die wêreld in gedagte het, en gedink dat ek en jy op 'n manier deel gaan word van sy storie, van sy verhaal. En toe het hy vir my en jou uitgedink, hy het ons geskep. Nou ons weet, as iemand geïnspireer word,
dan wil jy iets uitleef prakties. As jy 'n skilder is, dan wil jy, as jy geïnspireer word, wil jy 'n stuk doek vat en jy wil iets gaan skilder daarop. As jy 'n komponis is, wil jy 'n mooi stuk musiek komponeer, iets wat in jou hart leef. As jy 'n outeur is, as jy 'n skrywer is, dan wil jy, as jy geïnspireer word, wil jy 'n storie gaan skryf. En dit is asof hierdie vers kom sê, dat God het op 'n stadium geïnspireerd geraak. En toe het hy 'n storie gaan skryf, en vir my en vir jou deel van daardie storie gemaak. En toe het Jesus deel geword van die storie, en hy het die hoofkarakter geword. En my en jou lewe draai rondom die verhaal van Jesus. Op 'n keer kom skryf Paulus ook dan verder oor die lewensverhaal wat God skryf. Ook nou in my en jou lewe, waar hy kom sê in 2 Korintiërs 3 vers 3. Dit is tog duidelik dat julle, ek en jy, 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. So ek en jy help deur ons diensbaarheid, deur ons betrokkenheid by mense, om God se storie te skryf. Dit wat God wil hê moet gebeur. Deurdat ek en jy deel is daarvan. So ons hoor baie duidelik, God is die outeur van sy verhaal, en ek en jy is deel daarvan. En God maak ons deel, en hy beplan dit baie fyn, dit wat hy vir my en jou in gedagte het. En soos elke storie, goeie storie, 'n draaipunt het, en ons noem dit die hoogtepunt van wat gebeur, daardie oomblik verander alles wat verder in die storie geskryf word. Ag, dink aan jou eie lewe, dinge wat gebeur in jou lewensverhaal, en as dit gebeur, dan is dit wat daarna gebeur nie meer dieselfde nie, daar het iets verander. Dalk is dit 'n diagnose wat jy kry, dalk 'n huwelik wat iemand naby jou of jouself aangaan, dalk 'n mislukking wat jy ervaar, 'n geboorte van iemand, 'n verlies wat jy het. Maar niks kan kers vashou by die draaipunt wat die opstanding van Jesus in God se verhaal veroorsaak het nie. En ons hoor dit baie duidelik. Jesus se oorwinning oor die dood het nie net 'n mooi hoofstuk bygevoeg by God se verhaal nie, en by ons verhaal nie, maar dit het die storielyn heeltemal verander, heeltemal in 'n ander rigting laat afloop. Skielik verander die gedagtegang van die storie in 'n nuwe rigting. En dit is wat die opstanding kom doen het. So, hoe verander die storie van God? Hoe verander my en jou betrokkenheid by die storie waar God ons in sy verhaal inweef? Wel, die eerste een is waarskynlik dat daar 'n nuwe einde as ons dink aan die opstanding. Ons lees in Johannes 11 vers 25 en 26, daai gedeelte waar Jesus praat met Martha en hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Wel, sonder die opstanding was ons lewe gedoem gewees. En dit sou afspeel tot 'n einde toe, waar dit 'n tragiese verhaal sou wees van ek en jy wat tydelik lewe en dan sterf. En dit sou die einde wees, soos byvoorbeeld 'n tragedie soos Romeo en Juliet. Dit sou wees vol van 'n klomp wanhoop, 'n klomp lyding, 'n klomp doodsheid. En dan kom Jesus met sy opstanding en hy sit 'n komma agter daai verhaal. Want dit is nie die einde nie. En skielik kom daar beweging, daar kom lewe waar dit gelyk het of dit daar doodsheid is. Trouwens 'n einde wat nooit eindig nie. Daar's 'n predikant wat op 'n stadium ons vertel het, hy het soos wat 'n mens baie keer skelm in die laaste hoofstuk of die laaste bladsy van 'n boek kyk hoe die storie eindig. Dat hy in die Bybel gaan kyk het aan die einde, die laaste hoofstuk van Openbaring. En toe vertel hy vir mense, weet jy, ek het gekyk na die einde van die verhaal en die Here wen op die einde. En dis 'n einde wat nooit eindig nie. En die opstanding kom sê vir ons, dit is die realiteit. Dis die nuwe storie. Dis die nuwe einde van hierdie verhaal.
Die tweede storielyn wat kom verander in hierdie nuwe verhaal na die opstanding is dat ons 'n nuwe identiteit kry. Ons is iemand wat nuut is, wat anders is, wat dinge anders beleef. Daai hele ding van skuld wat omgeskakel word na genade, waar mens in die ou verhaal hoor van skuld, ek is skuldig, ek is 'n mislukking, ek doen dinge wat verkeerd is. Kom vertel die nuwe verhaal vir ons, daar's 'n groot stuk genade wat ons kom nuut maak. God kyk nuut na ons deur Jesus, ek kyk nuut na myself en nuut na die mense rondom my. Ons lees dit in Romeine 6 vers 4, dis ons so ietsie daarvan, van hierdie nuwe identiteit. Paulus skryf, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Nie meer 'n slaaf nie, maar ons is nou 'n kind van God. Sonder Jesus leef baie van ons onder 'n klomp swaar gewig van skuld en spyt en skaamte en vrees. Maar die opstanding kom vertel vir ons dat ons verlede ons nie meer hoef te definieer nie. Jesus kom sê vir ons wie ons is. En wanneer hy uit die graf uitloop, maak hy ons ook vry van die kettinge wat ons vasbind in die doodsheid van die wêreld waarin ons is, die ou mens wat baie keer deel van ons lewe is. En omdat hy opgestaan het, is ons wie ons is. Ons het 'n nuwe naam, 'n nuwe status. Die status van geliefde, van iemand wat vergewe is, van iemand wat waarlik die lewe het. En die derde rigting wat kom verander in hierdie nuwe storielyn, in hierdie lewensverhaal van God en ons saam met God, is dat ons 'n nuwe doel het waarvoor ons kan lewe. Ons storielyn verander van 'n lewe waar ons gebroken is, waar ons nie weet waarheen ons op pad is nie, na doelgerigtheid. Ons weet wat die Here vir ons in gedagte het. Deur sy opstanding kom wys hy vir ons, kom gee vir ons 'n rigtingwyser, 'n rigting van waarheen hy wil hê ons moet op pad wees. Ek vermoed baie van die disippels en die mense in Jesus se tyd was so bewus van hulle swakheid, hulle sonde en hulle mislukkings, en Jesus kom gee hulle weer 'n doel om voor te lewe. Dink maar aan die voorbeelde wat in daardie tyd gebeur het. En dis waarskynlik vir my die grootste verandering in God se storielyn wat verander met sy opstanding. 'n Nuwe doel om voor te leef. Baie interessant dat wanneer Jesus na sy opstanding aan 'n klompie mense verskyn, dan gee hy elke keer vir hulle 'n nuwe doel om voor te lewe. Asof hy wil sê, dit is die groot ding wat die opstanding kom verander het in die storie van die Here wat saam met jou 'n pad loop. Jy het 'n nuwe doel om voor te leef, 'n nuwe opdrag. Kom ons kyk of ons die patroon kan raak sien. Jesus verskyn byvoorbeeld aan Maria Magdalena daar by die graf. En ons lees in Johannes 20 vers 17, Jesus sê vir haar, gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Jy het 'n opdrag gaan vertel. En dan verskyn hy in dieselfde hoofstuk aan die disippels, en hy sê vir hulle, as hy hulle sien, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Julle het 'n nuwe opdrag. Ek stuur julle opnuut uit. En dan verskyn Jesus aan die Emmausgangers, daar in Lukas 24, en hy stap saam met hulle op pad na Emmaus toe. En dan lees ons in Lukas 24 vers 47 en 48, en dan sê Jesus vir hulle, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Hy sê vir hulle, julle is getuies van al hierdie dinge. En dan weet ons, dan staan daar, en hulle het soontoe gegaan, en in Jerusalem gaan vertel van alles wat gebeur het, wat hulle beleef het, nadat Jesus aan hulle verskyn het. En natuurlik verskyn Jesus aan Thomas ook. En hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Jou opdrag is, gaan wees gelowig. Petrus, so 'n paar Sondag gelede het Ferreira oor Petrus, wat Jesus verloon het, gepraat, en Jesus wat hom kom herstel, en dan verskyn Jesus aan die disippels, en aan Petrus. En Johannes 21 vers 16 lees ons dat hy vir hom die opdrag gee, nadat hy hom verskyn het aan hom, en hy sien dit is Jesus, dan sê hy vir hom, pas my skape op. En
vers 19, volg my. Hy gee hom 'n opdrag. En dan natuurlik een van die kernverse van ons verhaal van die Here saam met ons en wat hy vir ons wil hê, lees ons in Matteus 28 vers 19, waar Jesus aan sy disippels verskyn voor sy hemelvaart, en waar hy vir hulle die groot opdrag gee, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Het lyk my die opstanding, sy effek op ons, is dat ons weet, as ons saam met Jesus opgestaan het, dan het ons 'n nuwe opdrag, wat ons moet uitvoer. Die opstandingslewe, die nuwe storielyn, en ek en jy is deel daarvan, want ek en jy beleef saam, die opgestane Jesus wat elke dag deur sy gees in ons kom leef. Ek dink die uitdaging is dat ons sal reg wees en reg sal praat, reg sal antwoord as die Here Jesus eendag in die hemel vir ons vra, wat het ons gedoen nadat ons sy opstanding beleef het? Hoe het ons, as ons vir God help om sy storie te skryf, deur die feit dat ons leef soos wat hy wil leef, hoe het daai storie geëindig? So hy sal waarskynlik vir ons vra, wat het jy gemaak met my groot opdrag? Ek dink die hoogtepunt van ons lewensverhaal hier op aarde gaan waarskynlik wees as ons eendag voor God gaan staan, saam met die mense wat ons na God gelei het. Iemand skryf dat die Here eendag vir ons gaan vra. Net nadat hy ons verwelkom het, sal hy vir ons vra, wie het jy saamgebring? Ons is nie net in 'n wagkamer wat wag op die wederkoms nie. Dink ons leef baie keer as gelowiges, ons is gered, ons ken die Here, ons glo wat hy vir ons gedoen het, en nou wag ons in 'n wagkamer, en nou moet die Here maar vir ons kom haal. Terwyl Dallas Willard sê, as die Here jou by hom wou gehad het, sou jou al kom haal het. En tot dan het ons hierdie groot opdrag om uit te voer en om te leef dat ander mense ook na die Here Jesus toe gebring word. So hoe lyk jou lewensverhaal? Watter groot dinge het in jou lewe verander? Hoe dink jy anders oor die lewe en die dood na die opstanding? Oor jou lewe hier en oor watter rol jy moet speel? Wie is die mense wat die Here aan jou toevertrou om hulle lewensverhaal ook te help herskryf en hulle deel te maak van jou lewensverhaal wat God kom skryf elke dag? Ek dink maar as jy 'n babietjie bring om gedoop te word, dan jy verantwoordelikheid om ook te help om jou kinders se lewensverhaal te skryf, deur die manier hoe jy vir hulle vertel en vir hulle wys en vir hulle help om disippels te wees van die Here Jesus. Wie is die mense wat die Here aan jou toevertrou? Mag die Here verheerlik word deur wat jy leef in die lewe na die opstanding, wat jy doen, wat jy gee en wat jy sê. Ek het net nou die versie uit Johannes 11 gelees waar Jesus met Martha praat, en ek lees weer en kom ons luister mooi wat hy van haar vra en ons antwoord daarop. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dit is 'n nuwe lewensverhaal met 'n nuwe einde. Glo jy dit? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons saam kan beleef dat ons deel is van u groot verhaal. God se verhaal met die heelal, met die wêreld, met die skepping, en ons is deel daarvan. En dan, Here, u wat vir ons help om ons in te skryf in die storie. En vir ons help om reg op te tree, om as karakters reg op te tree. En Here Jesus, u het vir ons kom wys. En u het vir ons die moontlikheid kom gee om ons storielyn te verander. En ons wil 'n gemeente wees, 'n geloofsgemeenskap wees, Here, waar ons 'n nuwe storielyn volg. Waar ons vir mense vertel van hoop en van lewe en van uitkoms en van genade en van vergifnis. Here, wil u vir ons help om daardie invloed te hê op die mense rondom ons, omdat ons dit leef en dit voor u kom wees. Dankie dat u vir ons gekies het. Ons wil bid vir krag en vir genade, dat u vir ons sal help om dit te doen en so te wees, soos wat u wil hê. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here.
Mag die genade van ons Here, Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Gees met ons wees en bly. Amen.